Nou ons is tans besig met ons reeks Wie is die regte Jesus? En julle toe ek nou my voorbereiding doen, toe herinner dit my net so aan daai tyd toe ek besig was, ek het Openbaring as 'n vak gehad op SEM en dit was ongelooflik. Ek het aande daar omgesit en ek het 'n ongelooflike lektor gehad. Hy's ongelukkig oorlede en ongelooflike manier om Openbaring vir jou te kon oopbreek. En ek onthou hoe ek daar gesit en gegaan het, wow. Ek wens ek het dit geweet vooraf. Ek wens ek het geweet. En toe ek voorbereid vir hierdie boodskap, het daai wow net weer na vore gekom. Om te sien dat die Here wat die argitek van hierdie boek was, hoe dit geskryf is. En julle, dis vir my ongelooflik om te sien, as ons net vinnig na Openbaring kyk, die simboliek wat binne in hierdie 22 hoofstukke opgevang is, die 70% van Openbaring, vriende, verwys terug na die Ou Testament toe. Dis ongelooflik om te sien hoe die Here dit vir ons gegee het. En natuurlik moet ons nie als letterlik opneem nie, julle. Ons weet hoe die Bybel geskryf is. As ons sê die Here is die weg en die waarheid, ons beteken nie hy's 'n deur nie, né? So daardie hele simboliek wat gebruik word. Maar ek en jy moet een ding nie vergeet nie. En my gebed is dat deur hierdie hele reeks dat ons sal kom tot op 'n punt waar ons geestelik volwasse sal raak, soos die gemeentes aan wie Johannes hierdie brief geskryf het, sodat ons die boodskap kan onttrek. Ons moet 'n Christosentriese lens kan hê om Jesus te sien binne in die teks en om dit te kan uittrek uit Openbaring. Want Jesus was ongelooflik, vriende, toe hierdie visioen vir Johannes gegee is. Want sien, baie keer kyk ons na hierdie brief en dan gaan ons, ons verstaan dit nie en ek gaan nou daarby uitkom. Maar dis aspres so gedoen, julle, want sê nou maar die Romeinse soldate het hierdie briewe onderskep. En hulle lees dit so en hulle gaan, ek weet nou nie lekker wat hier aangaan nie. Maar hier is die ding, ek en jy kyk ook baie keer so daarna, né? Hierso ek en jy, ek het al gekyk die afgelope 2 weke as ons sê Openbaring en dan vra Johan daardie vraag, maar jy weet, wie's bang daarvoor? En so, nie lekker om hierdie ding te lees nie. Maar vriende, die gemeentes aan wie Johannes hier skryf, hierdie geskrewe geskrifte gehad, hulle kon die boodskap van Jesus uit hierdie brief onttrek en dit sien. Ongelooflik hoe die Here dit kom skuil tussendeur, sodat hulle hom kan sien. Ek en jy, vriende, hoef nie bang te wees nie. Ons hoef nie bang te wees nie, want sien, hier is die ding, ek en jy leef nie in hierdie fiksiewêreld nie. Ons het nie 'n spesiale kode nodig nie. Ons het 'n kode om Openbaring uit te pleis. Weet julle wat daardie kode is? Hier is die Matrix code, né? Ons het nie Matrix code nodig nie. Ons hoef nie die Da Vinci code, wat is hierdie dingetjie nou weer? Iets die codex of die spintex, kan nie onthou wat hierdie ding se naam is nie. Ons het nie so ietsie nodig om Openbaring vir ons uit te pleis nie. Ons het wat ons noem the Bible code, né? The Bible code. Kan ek een van julle Bybels leen? Is dit alright aan die Christel? Vriende, so die vraag wat ek altyd het is, nes die disippels, dis nie iets nuut nie. En ek wil graag by jou kom vasmaak vanoggend dat die gemeentes kon verstaan wat binne in Openbaring gestaan het. En dis nie 'n nuwe ding nie, want die disippels het presies dieselfde gedoen. Hulle het die Ou Testament gebruik om te wys wie Jesus was. Ons gaan kyk in Handelinge oor en oor waar hulle dit gebruik. Petrus, Stefanus, Filippus, Paulus gebruik heeltyd Ou Testamentiese verwysings om te verklaar wie Jesus is. Petrus in Joel 2 en Psalm 116 en 110 gebruik daardie skrifte om te wys na die opstanding en die heerskappy van Jesus. Stefanus se hele preek in Handelinge 7 vertel die Ou Testamentiese geskiedenis en dit wys op Jesus wat kom. So wat kan ek en jy gebruik? Die Bybel. Jo, kan ons weer probeer. So wat kan ons gebruik? Die Bybel. Se vriende, kom ons staan op. Dit is altyd lekker om die woord van God te kan deurlees en te kan deurwerk. So sê die volgende saam met my as jy kan. Dit is my Bybel. Ek is wat dit sê ek is. Ek het wat dit sê ek het. Ek kan doen wat dit sê ek kan doen. Met my mond bely ek. En met my hart glo ek dat Jesus die Here is. Amen. Amen. Vriende, dankie Tannie Christel. So lekker swaar Bybel. Is dit al die geldjies vir die vroue funksie? Wat in hom is?
Ag, ek maak so met 'n grapie. Maar vriende, ek wil graag lees uit Openbaring 1 vers 10 tot 20. Jy kan in jou Bybel natuurlik blaai na Openbaring 1 vers 10 tot 20. En as jy die YouVersion app het, kan jy daar oopmaak en daar volg. Maar vriende, terwyl ons dit doen, wil ek graag vir almal wat aanlyn ingeskakel is, welkom sê. Dis altyd 'n voorreg om in jou huis te wees. Laat weet vir ons, ek weet ander het vroeër met julle gesels, maar asseblief, laat weet vir ons van waar jy inskakel. As jy vrae het, sit dit daar is mense wat natuurlik kyk en ons bid dat vandag ook vir julle 'n seën sal wees daar waar julle is. Nou vriende, kom ons lees saam. Ons het al hierdie teks deurgewerk, maar ek gaan spesifiek vandag op een van hierdie verse fokus. Verlede week het ons gepraat oor Jesus se goue gordel en vandag gaan ons gesels oor vers 14. Maar kom ons lees dit saam. Op die dag van die Here, so 'n pragtige dag, op die dag van die Here. En wat 'n dag is dit vir my en vir jou vandag? So op die dag van die Here, so ons het 'n Sondag, né? Is ek deur die Gees meegevoer en ek het agter my so hard soos 'n geluid van 'n trompet 'n stem hoor sê: skrywe wat jy sien in 'n boek en stuur dit vir die 7 gemeentes. Efese, Smyrna, Pergamum, Thyatira, Sardes, Philadelphia en Laodicea. Ek het omgedraai om te sien wie dit is wat met my praat. En toe ek omgedraai het ek 7 goue lampstane gesien. En tussen die lampe iemand soos die seun van die mens. Hy het 'n lang kleed aangetree en 'n goue band om sy bors gedra. En tussen die lampe iemand soos die seun van die mens. Het ek hom nie klaar gelees nie. Ek het hom klaar gelees. Die hare op sy kop, en ons gaan later hierby stil staan, was soos wit wol, soos sneeu, en sy oë het soos vuur gevlam. Sy voete was soos geel koper wat in die smeltoond gloei, en sy stem soos die gedruis van 'n groot watermassa. In sy regterhand het hy 7 sterre gehad, en 'n skerp swaard met 2 snykante het uit sy mond uitgekom. Sy hele voorkoms was soos die son wat op sy helderste skyn. Ongelooflik hoe hy hom beskryf. Toe ek hom sien, het ek by sy voete neergeval en bly lê soos een wat dood is. En hy het toe sy regterhand aan my gevat en vir my gesê, moenie bang wees nie. Dit is ek, die eerste, die laaste, die lewende. Ek was dood en kyk, ek lewe tot in alle ewigheid. En ek het die sleutels van die dood en die doderyk. Wens ek kon daarby stil staan. Skrywe nou op wat jy gesien het, wat nou daar is en wat hierna gaan gebeur. En dit is die verborgde betekenis van die 7 sterre wat jy in my regterhand gesien het. Van die 7 goue lampe. Die 7 sterre is die leraars van die 7 gemeentes en die 7 lampe is die 7 gemeentes. Nou vriende, dit is die woord van die Here. En ek wil graag net vanoggend weer die tafel kom dek. Johan het so mooi vir ons oor die afgelope paar weke vir ons kom wys dat ons het dalk 'n verwronge idee oor wie Jesus vandag is, want ons staan baie keer stil by die feit, by die krib, waar hy 'n babietjie is oor Kerstyd, of ons dink aan Jesus die gekruisigde oor Paasfees, maar dis nie wie hy vandag is nie. En ons vergeet baie keer wanneer ons na hierdie wêreld kyk van wie hy nou is. Hier is Jesus nou vir my en vir jou binne in Openbaring. Hy's verheerlik, hy's ewig, hy's 'n mooi woord in Afrikaans, is onsagwekkend. Dankie Dominic Chris. Dit is die woord awesome. Ek is vroeër die week na hom, wat is awesome in Afrikaans? Onsagwekkend is die woord. En hy's regerend vriendelik. En dink net gou 'n oomblik. Ek wil net hê jy moet die prentjie vinnig vir jouself skets. Johannes, wie is hy? Jy sien, hy was in sy laat tienerjare, sy vroeë 20s, hier tussen 18 en 23, toe hy in die stofpaaie van Galilea saam met Jesus begin rondstap. Hy was een van die jongste disippels en hy het saam met Jesus rondgestap. Hy het saam met hom brood en vis geëet. Hy het teen Jesus se bors gelê by die finale avondmaal. En hy het onder Jesus se kruis gestaan. Maar meer is dit, vriende, hy was daar. Hy was daar toe Jesus op die kruis gehang het. En aan die ander kant sien jy vir Jesus in hierdie oomblik, hy was so 33 jaar oud natuurlik, hy was 'n jong man en ek kan net vir myself dink in sy vleer, dink aan ons 33-jarige mans vandag, wie's 33? Of in daardie ouderdomsgroepie nou? Corneille, dude, perfect example, né? In sy vleer, jy kan sien, sterk, gesond, vol energie, en dit is die laaste menslike beeld wat Johannes van Jesus het. Dis hy hom sien. En hier waar hy nou skryf, ontmoet ek en jy vir Johannes, meer as 60 jaar later. Hy's 'n bejaarde man, hy's in ballingskap in Patmos, natuurlik 'n klein eilandjie, dink aan Alcatraz, daar in Amerika. Hy's nou in sy 80s, grys hare, sy lyf is verswak. Dekades het verbygegaan, al die ander disippels is teen hierdie tyd wat hierdie brief geskryf is dood, en die hele wêreld om hom het verander.
En toe Johannes hierdie Sondag deur die Gees meegevoer is, hoor hy 'n stem agter hom en hy draai om. En hy sien, en wat hy sien laat hom op sy voete, aan die voete van Jesus val, asof hy dood is. Maar wat ek wil hê jy moet verstaan is, vriende, wat hier met Johannes in hierdie oomblik gebeur, het voorheen gebeur. Johannes was nie die eerste persoon wat hierdie tipe openbaring ontvang het nie. En dis hoekom daar soveel kruisverwysings is terug na die Ou Testament toe. Jy sien wat gebeur het was so 630 jaar voordat Johannes hierdie visioen gehad het, nog 'n man wat lief was vir die Here, wat elke dag na die Here toe gegaan het, na sy troon toe gegaan het ook so 'n visioen gehad. En vriende, ons lees, en sy naam is Daniel, in Daniel 10 vers 4 tot 6 staan die volgende: op die 24ste dag van die eerste maand was ek by die groot rivier, die Tigris. Toe ek opkyk, sien ek 'n man met linne klere aan en met 'n gordel van fyn goud uit Ufas om sy lyf. Klink dit bekend? Sy liggaam het geskitter soos 'n edelsteen, sy gesig het gestraal soos weerlig, sy oë het geskyn soos brandende fakkels, sy arms en bene het geblink soos gepoleerde brons en sy woorde het geklink soos 'n harde dreuning. Nou vriende, ek hoop jy kan nou hier sien, hierdie kruisverwysing, wat Johannes sien, 600 jaar vroeër het Daniel dieselfde ding gesien. Ons sien Openbaring in 'n lang kleed, linne kleed, hierso gesig soos die son wat skyn, gesig soos weerlig, oë wat soos vuur wat vlam, oor soos vuur fakkels. Sien julle die verwysing daar, en dat dit dieselfde, of is dit net ek? Julle sien hom ook, nee? Maar so julle sien wat hier gaan. Daniel en Johannes op daardie oomblik, 600 jaar later in Patmos, sien Johannes dieselfde iemand. En daardie iemand is die seun van die mens. Vriende, hy is die eeue oue. En dis nie net 'n toeval dat dit so gebeur nie, want dit het voorheen ook gebeur. 2 keer het Daniel hierdie visioen ontvang. In Daniel 7, net ek, Daniel, het die visioen gesien. Die mense by my het dit nie gesien nie. Tog was hulle so skrikbevange dat hulle gevlug en weggekruip het. En ek alleen agtergebly het. Toe ek hierdie indrukwekkende visioen sien, het ek magteloos en doodsbang geword en het ek geen krag meer gehad nie. Toe hoor ek die man praat en terwyl ek hom nog hoor praat, het ek bewusteloos vooroor op die grond geval. Ongelooflike gedagte, vriende. Daniel was 'n man van God. Hy was 'n man wat gebid het en hy was 'n profeet. Sy hele lewe lank het hy vir God geleef. Maar toe hy die verheerlikte Christus sien in daardie oomblik, 600 jaar voordat Johannes dieselfde persoon sien, val hy neer, bewusteloos. Sy krag verdwyn, sê die skrif, en sy liggaam gee op. Almal om hom vlug van vrees. So hierdie verheerlikte Jesus wat hy sien, mense om hom sien dit nie, maar hulle kan ervaar dat Jesus daar is. En hulle vlug. In Openbaring gebeur dieselfde hierso met Johannes. 600 jaar, meer as 600 jaar later, vriende, gebeur presies dieselfde. En ons lees dit. Toe ek hom sien, het ek by sy voete neergevang, val en bly lê soos een wat dood is. Die vraag is hoekom? Hoekom? Hoekom val Johannes neer? Hoekom val Daniel bewusteloos voor hom neer? Wat sien Johannes in daardie oomblik toe hy die seun van die mens gesien het? Wel, hy sien nie meer 'n jong rabbi nie, vriende. Hy sien nie meer 'n man wat 5000 mense gevoer het nie. Hy sien die ewige God. Dis wie hy in daardie oomblik sien. Die een wat sy hare so wit is soos wol, soos sneeu. Wie sy oë soos vuur brand, soos fakkel, sê Daniel. Soos geelkoper in 'n stem, soos die gedruis van 'n groot watermassa. Vriend, daardie oomblik, en ek sê dit met baie sensitiwiteit natuurlik, in daardie oomblik sien Jesus nie 'n ou grys man nie. Hy sien die eeue oue. Hy sien die eeue oue Jesus, wat voor die skepping bestaan het, en na die einde sal regeer. En vriende, net in hierdie oomblik wil ek hê jy moet sien, en ek bid regtig waar, dat jy sien dat Jesus in hierdie oomblik die eeue oue is. Hy's voor die skepping. Maar meer is dit, vriende,
hoop ek dat jy sal sien, as ons na Openbaring kyk, dat Jesus nie deel van God se storie is nie. Jesus is God se storie, van die begin tot die einde. Hy is die Alfa en hy is die Omega. En vriend, dis hoekom ek vandag 'n bietjie met jou wil kom gesels, met wat beteken dit, dat Jesus vir my en vir jou die oue van daar is? Wat beteken dit? Want ons sien dit net op 2 plekke, en ons kry net die verwysing in Daniël, waar die woorde die oue van daar gebruik word, want die 83 vertaling gaan ek nou vir julle wys, sê nie dit nie. En daarom wil ek vir jou vra, wat beteken dit? Is jy reg daarvoor? Baie dankie, thank you very much. Ek het hom gehoor. Yes, reg, kom ons spring weg. Punt nommer 1, vriende, Jesus is ewigdurend. Hy's vir ewig, so as jy nou wil skryf neer of op die Bible app natuurlik kan jy dit ook volg. Hy het geen begin en hy het geen einde. Dis nie Kenneth Woodward wat so sê nie, dis die skrif wat vir ons dit sê. Hy duur vir ewig. Vriende, ons het gelees in Openbaring 1 vers 17 tot 18, moenie bang wees nie, dit is ek, die eerste en die laaste, die lewende. Ek was dood en kyk, ek lewe tot in alle ewigheid. Vriende, ek wil net vinnig hier so stil staan voordat ek aangaan met hierdie gedagte, want sien, die wit hare kan ons onmiddellik dink dat Johannes hier die ou persoon sien, maar dis nie wat hy hier sien nie, want Jesus, onthou die laaste beeld is, hy is 'n jong man, so 33 jaar oud. Maar wat wit hare wel na verwys in die woord van God is die volgende, daar's 'n simboliek wat hier agter is, en daar's 'n gesegde wat sê, met wysheid kom, en met grysheid kom, daar is hy. So dit beteken in die Bybel, wysheid bo alle maat. Jy kan dit gaan lees in Job 12 vers 12. Dis wat wit hare beteken. Wit hare in die Bybel, as jy na die simboliek gaan kyk, beteken 'n ewige bestaan. Dis in Psalm 90, geregtigheid. Dis wat daar is. En baie keer, as jy nou na die howe gaan kyk, sê nou maar in Engeland, het jy al daai ouens gesien in die hof, hulle het so 'n wit pruik aan. En so krulletjie, party van hulle het so krulletjie en so lank. Daarmee, hulle doen dit nog steeds, daai wit hare wys na wysheid. Dit is ongelooflik om te dink, vriende. Maar Daniël het voor Johannes dieselfde visioen 2 keer gehad, het ek net al gesê. Jy sien, ek het vir jou gesê, hy sien dit toe hy langs die Tigris rivier is in Daniël 10. Maar hier sê hy ook in Daniël 7 vir ons, toe hy na die 4 diere kyk, hy sê, terwyl ek kyk, is daar trone reg gesit, en hy wat ewig lewe, het op sy troon gaan sit. Sy klere was so sneeu, sy hare so skoon soos wol. Sy troon was van 4 vlamme met wiele van 4. Vriende, Johannes sien daar dieselfde ewige wese. Maar ek en jy ken hom nou as iemand anders. Sy naam is Jesus, vriende. Nou, hoe weet ek en jy dat Jesus ewig lewe? Dis die vraag. As hy die eeue van daar is, hoe weet ons dat hy ewig lewe? Wel, hy sê vir onsself dit in Johannes 8 vers 58. Hy sê, vir Jesus verklaar, voordat Abraham was ek. Dis so pragtig, toe ek en Dominee Chris hierdie week praat, hoe weet ons Jesus was in die begin van die aarde se skepping daar? In Genesis lees jy dit. Die woordjie, ons, word gebruik. Kolossense 1 vers 7, voor alles was hy al daar, en deur hom bly alles in stand. Hebreërs 13 vers 8 sê, Jesus Christus is gister, vandag dieselfde, tot in ewigheid. En vriende, so kan ek aangaan en aangaan. Jesaja sê dieselfde, Openbaring 22 sê dieselfde, maar terwyl koninkryke vandag nog opkom en val, in die Bybel het ons Babylon gesien, die Persiërs, die Grieke, die Rome, moderne ryke wat op en af gebreek word elke dag, bly my en jou Jesus onveranderd. Hy bly onveranderd, vriende, want hy het gesien hoe die fondamente van hierdie aarde gelê is. En hy sal die finale hoofstuk van die geskiedenis sluit. So hoe lyk ewigheid dan? Wat beteken dit as ons praat van ewigheid? Wel, as ek na 'n 5-jarige gaan kyk wat 5 jaar oud is mos nou, voel daai 5-jarige dalk vir daai kindjie soos ewigheid. Jy weet, wanneer is ons daar? Nou. 2 sekondes later, is ons al daar? Alles voel so lank. Ek weet, julle is pragtige jong mense wat hier sit, julle vra nooit daai vrae nie, né? En dan as jy huis toe ry, is dit soos, ons is al by die huis. Kan dit nie glo nie, né? Maar dis daai verwagting wat jy het. Maar as ek vir iemand anders vra wat 85 is, wat 5 jaar vir hulle is, dan sal daai persoon dalk vir jou sê, maar 5 jaar was soos 'n flits. Dit het so vinnig verbygegaan. sien jy die verskillende perspektiewe van wat ewigheid
kan beteken. En vriende, ek wil jy moet verstaan dat die Here wat ek en jy dien, die Here wat verheerlik is hier, was dieselfde Here wat vir Adam en Eva geskep het. Dis ewigheid. Ek en jy dien die ewige God, want hy het die vloed gesien, hy het by die Rooi See gestaan, hy het vir Daniël by die Tigris verskyn, hy was in Bethlehem gebore, hy het aan 'n kruis gesterf, maar daardie Jesus het opgestaan, amen. Amen. Vriende, hy het vir Johannes op Patmos verskyn, en hy is dieselfde van ewigheid tot in ewigheid. Maar die vraag wat ek altyd het, is as ek al hierdie goed sê, wat beteken dit vir my? Hoe kan dit op my trek, wat hier nou staan? So wat beteken dit? Vriende, as ek en jy 'n Here dien wat ewig is, dan kan ons mos op hom vertrou. Ons kan op hom vertrou, want hy bestaan al voordat jou probleem op jou pad gekom het, of begin het. En hy sal aanhou regeer, lank nadat jou krisis al verby is, en lank nadat ek en jy heel moontlik by hom aangesluit het. Want niks verras vir Jesus nie, niks is vir hom nuut nie. Die een wat môre vashou, luister hoe mooi is hierdie, die een wat môre vashou, het elke gister sedert die ewigheid vasgehou. Vriende, hoe kan ek en jy nie ons vertroue op so Here plaas nie? Ek sê net ou vir Nicolas Corneille se ma, toe sy voor met my gesels het, dankie Tannie, is altyd lekker om te gesels. Vertroue lyk anders, want ons praat oor die seuns, wat nou so groot is, en toe hulle babietjies was, het hulle verskriklike ekseem gehad. Ons kon nie eens in die see swem nie, ons kon nie seker goed eet nie. Vertroue lyk anders wanneer dit nie goed gaan nie. Dis maklik om te sê ek vertrou wanneer alles fyn is. Maar as jou kind skree want die bloed loop heeldag by hulle lyfies af, dan lyk vertroue heeltemal anders. En prys die Here na gebed, en 5 jaar later is daar die 2 seentjies, hier buite, hulle hardloop, julle kan sien. Volg hulle maar net, en hulle is fyn. Ons dank die Here daarvoor. Vriende, Kolossense 2 vers 3 sê, in hom is verborge al die skatte van die wysheid en kennis. Al die skatte van die wysheid en kennis. As jy kennis tekort kom, vriende, as jy in 'n situasie is wat jy nie weet wat om te doen nie, dan sê die skrif vir my en vir jou in Jakobus 1 vers 5, as die een van julle wysheid kort kom, moet hy dit van God bid. En hy sal dit aan hom gee, want God gee aan almal sonder voorbehou en sonder verwyte. So vriende, punt nommer 1 was, Jesus is ewigdurend, hy het geen begin of geen einde nie. Punt nommer 2, Jesus is die regverdige regter. Jesus is die regverdige regter. Openbaring 1 vers 14 het gesê, die haar op sy kop was wit soos wit wol, soos sneeu, en sy oë het soos vuur gevlam. Vriende, is my ongelooflik dat Jesus, die Engelse woord is, julle moet vir my 'n woord gee asseblief, maar Jesus is nie net die epitome nie. Wat is 'n ander woord vir epitome? Daai ene, alright. So Jesus is nie net die epitome, for lack of better words, van wysheid nie, vriende. Niks, absoluut niks kan van hierdie oë, wat soos vuur vlam nie, weggesteek word nie. Niks kan weggesteek word nie, vriende. Al dink ek en jy partykeer so, die Here sien alles. Hy sien alles. In Daniël 7 vers 10 sê die eeuweoue sit op sy troon van oordeel met vuur wat daaruit stroom. En daardie selfde vuur brand vandag nog in Jesus se oë. En dis nie net 'n klein vlammetjie nie, julle. Dis nie 'n klein vlammetjie, want Daniël het vir ons gesê dit skyn en skitter soos fakkels. Nou wat doen 'n fakkel? Hy gee lig. Hy gee lig, vriende, aan donker plekke. En vriende, jy kan dink dat jy kan wegkruip daar in die donker. Jy kan dink dat jy goed kan doen daar waar niemand jou gaan sien nie. Maar jy kan nie van die Here Jesus se oë, wat regverdige regter is, wegkruip nie. En dis nie om jou bang te maak nie. Die idee daarmee, vriende, is dat ek en jy elke dag 'n heilige lewe sal lei, sodat ons meer soos hy sal word. Want hierdie oë wat ons hiervan praat, hierdie oë van Jesus in hierdie visioen is die oë wat elke onreg en elke geheim kan sien. Dis die oë wat elke traan wat jy al gehuil het, al gesien het. Elke verborge motief wat jy het, elke versteekte sonde, alles lê openbloot voor sy oë. En aan hom moet ons eendag rekenskap gee. Vriende, in vers 15 gaan hy verder, hy's nie net 'n regverdige regter met sy oë nie, hy sê vir ons, sy stem het gedruis soos 'n groot watermassa.
En vriende, dis nie net 'n gewone stem wat ons hier hoor nie. Hierdie is 'n stem met gesag. Dis een wat kan oorheers, wat 1000 stemme kan oorheers. En as jy my nou al goed ken, en ek gaan dit vanoggend hier sê, en ek vra dat jy my sal verskoon as ek die volgende doen, want ek wil niemand in die oë vat nie. Maar ek raak baie opgewerk. Baie van julle ken my so. As dit kom by vandag se tyd en as jy jou YouTube deep dive doen en jy kry mense wat elke dag daarop vir ons sê, maar hulle het gisteraand saam met die Here in die hemel ingegaan en hulle het saam met hom gedans en Jesus het op my skouer gelê en huil om jammer te sê vir dit wat in die wêreld aangaan. Vriende, ek kan nie vir sulke valse lering staan nie. Ek is jammer. En hierna kan jy bietjie met my kom praat, want ek raak verskriklik opgewek dat ons die woord van God gebruik en ons draai dit om ons te pas, om mense te wen op die verkeerde manier. Want dan verstaan ek dalk die Bybel heeltemal verkeerd, want dan verstaan ons Openbaring heeltemal verkeerd. Want hoe kan die Here wie se stem gesê het, laat daar lig wees, en daar was lig. Dis dieselfde stem wat ons hoor, wat storms laat stilmaak het in Markus, wat Lazarus uit die graf uit geroep het. En is dieselfde stem wat eendag vir my en vir jou gaan sê, mooi so, goeie en getroue diensknegt. Jesus, dan gebruik mense dit so ydel vandag. Dit maak my regtig hartseer. En geen wonder Daniël se krag het hom verlaat nie. Daniël, Johannes kon nie staan toe hulle hom sien nie. En ons maak vir God net so klein, ons maak ons Jesus net so klein, as ons hom so verpersoonlik. En geen wonder Johannes val neer nie. 2 Kronieke 16 vers 9 sê, die Here het sy oë oral op die aarde, sodat hy die kan help, wat met hulle hele harte op hom vertrou. Vriende, wat jy moet verstaan is wanneer dit by hierdie oordeel kom, en hierdie vuur wat in die Here se oë is dit anders vir ongelowiges en vir gelowiges. Die vuur in sy oë vir ongelowiges, daar gaan oordeel kom. Daar's vernietiging, want hy verteer alles wat nie volgens hom is nie, en volgens sy wil is nie. Maar vir gelowiges is dit 'n fantastiese ding. Daardie vuur, dieselfde vuur in die Here se oë, beteken dit reinig ons. Dit suiwer ons. Dink aan goud. Wanneer hulle goud deur 'n smeltoon sit en hulle dan smelt dit natuurlik, maar dan kom daai dros laag bo-op en hulle skep hom af en al wat oorbly is pure gold. Pure gold. Dis wat die Here vir my en vir jou kom doen. Wanneer ons teregwys, is daar 'n reinigingsproses wat in ons harte plaasvind. Wanneer hy toelaat dat beproewings op ons pad kom, is hy besig om daai purification met my en jou te doen. Wanneer ons konfronteer met ons sonde, wil hy hê daar moet restaurasie wees. Ons moet na sy troon toe kom om nader, sodat ons weer heel kan word in sy beeld. Sagaria vers 3 het so mooi vir ons gewys hoe ons aangekla word, en ek gaan nou nie heeltyd daar of hier kan stil staan nie. En hier is Satan besig om te praat oor ons vuil klere, ons sondes, maar die Here sê die volgende woorde. Hy sê die volgende: ek het jou oortredings vergewe en ek gaan vir jou skoon klere aantrek. Vriende gelowiges, moenie bang wees vir oordeel nie. Want Romeine 8 vers 1 sê, daar is dus nou geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie. Jesus, vriende, het my en jou sonde op hom geneem. En daarom hoef ons nie bang te wees nie. Johannes 1 Johannes 4 vers 17 sê, hierin het die liefde sy doel volkome met ons bereik. Ons het niks te vrees vir die oordeelsdag nie. Niks nie. Want in hierdie wêreld lewe ons reeds deur die liefde, net soos Jesus. Vriende, in daardie belofte kan ek en jy sien dat ek en jy vrymoedig in Christus kan lewe. Ons kan heilige lewens lei, maar ons kan ook diegene wat teen ons iets doen, vergewe. So punt nommer 1 was Jesus is ewig duur, en punt nommer 2 is hy's 'n regverdige regter, en die laaste een is Jesus lewe en is naby ons. Jesus lewe en is naby ons. Ons lees in Openbaring 17 dat geskryf, toe ek hom sien het ek by sy voete neergeval en bly lê soos een wat dood is. Hy het toe met sy regterhand aan my gevat en vir my gesê, moenie bang wees nie, dit is ek, die eerste en die laaste lewende. Die lewende. Ek was dood en kyk, ek lewe tot in alle ewigheid. Vriende, hier is 'n ongelooflike paradoks wat in hierdie oomblik plaasvind. Ons sien die verheerlikte Jesus, waar Johannes en Daniël nie by kon staan in sy teenwoordigheid nie, maar dan aan die ander kant sien ons Jesus in nabyheid. Dit is 'n ongelooflike gedagte, vriende, dat hier waar hy verheerlik is, op 'n hoë troon, bo almal en bo die heelal, is hy nog steeds naby aan die wat gebroken van hart is. Hierdie selfde Jesus
wat niemand kan aankyk en lewe nie, wat ons so nou oor gepraat het. Ons sien dit tot in Exodus 33. Daardie selfde Here sal my en jou nooit verlaat nie. Hy sal ons nooit in die steek laat nie. Vriende, is ongelooflik om te kyk dat Jesus nie ver is van my en jou nie. Hy is nie verwyderd van dit wat in jou lewe aangaan op hierdie huidige oomblik nie. En Daniel onthou en hy sê, daarna het 'n hand my gevat en my op my knie en hande laat staan terwyl ek gebewe het. Die man sê toe vir my, Daniel, jy vir wie God lief het, gee ag op dit wat ek jou gaan sê en staan regop. Ek is na jou toegestuur. Toe sê dit vir my, ek het bewend regop gestaan, hy sê vir my, moenie bang wees nie Daniel, want vir die eerste oomblik af, dat jy ingespan het om insig te kry, en jou voor God verontmoedig het, is jou gebede verhoor. Ek het gekom in antwoord op jou gebede. Daardie selfde Jesus raak vir Daniel aan. Maar nie net een keer nie, vriende, hy doen dit weer. Daniel 10 vers 6 sê, toe iemand soos 'n mens gelyk het my lippe aangeraak, daar raak hy 'n tweede keer aan hom. Toe het hy wat soos 'n mens gelyk het, my weer aangeraak en vir my kom krag gee. Jesus, wat groot en verheerlik is, kom raak vir Daniel aan. En hy doen dieselfde in Openbaring met Johannes. Hy kom sê, moenie bang wees nie. Jy vir wie God lief het, dit sal goed gaan met jou. Wees sterk en moenie bang wees nie. Met sy regterhand vat hy aan Johannes, net soos wat hy met Daniel gedoen het. Vriende, ek weet nie of jy kan verstaan nie, maar daardie hand, daardie regterhand van Jesus, het die heelal geskep. Dit het dooies opgewek, dit het storms tot stilstand gebring, het ons gesê, dit was vir ons deurboor aan die kruis, sodat ons vandag hier kan sit. En hy plaas daar dieselfde hand wat die sterre en die 7 gemeentes vashou. En hy plaas dit op Daniel en op Johannes se skouer. En hy sê, moenie vrees nie. Vriende, dit is wie die regte Jesus is. Dit is wie die regte Jesus. Wanneer ek en jy swak is, die orkes julle kan opkom. Wanneer ek en jy swak is, versterk hy vir ons. Wanneer ons moedeloos is, dan bemoedig hy ons. Wanneer ek en jy val, dan tel hy vir my en vir jou op. En dan daarmee, vriende, kom daar gepaard 'n belofte. Wat beteken dit vir my en vir jou? Ek en jy leef nie, vriende, in noodlot of toeval nie. Ons leef nie daar in die siekte of in ons kwale nie, of vrees of in angs nie, of in mense se besluite wat nie is soos wat ons dit altyd wil hê nie. Ons leef selfs tot nie in die dood nie, want ons het gelees daar, hy tot die sleutels van die doderyk. Vriende, my en jou hande, my en jou lewe, my en jou voete is in die hande van die eeue oue. En omdat hy die sleutels van die dood hou, het die dood geen finale aanspraak op my en jou lewe nie. Wanneer ek swak is, sal hy my en jou help staan. En hy sal een keer, soos wat hy gedoen het met Johannes en Daniel, aan jou raak. En as dit nie werk nie, sal hy weer daar wees vir jou. En weer, as dit nodig is. So wie is Jesus vir jou, vriende? Wie is hierdie regte Jesus vir jou? Hier is die vraag. Is Jesus net vir jou 'n historiese figuur? Ek hoop nie so nie, dan moet jy asseblief met ons kom praat. Is hy net hierdie historiese figuur? Is hy net 'n goeie voorbeeld vir jou wat jy elke dag wil volg? Of is hy net 'n helper wat jy na toe gaan as jy in moeilike situasies is? Of vriende, is hy jou ewige koning? Johannes verlede week het ons gepraat oor die koning van alle konings. Is hy jou regverdige regter? Is hy jou alwyse raadgewer? En is hy jou lewende verlosser? Vriende, Daniel het aan sy voete geval. Johannes het aan sy voete geval. Wat gaan jy doen? Kom ons bid saam. Here Jesus, ons is so dankbaar as ons na u woord toe gaan. Here, dan maak dit nie saak wat die simboliek is wat u gebruik nie. Die woord bly staan. En bly vir ons sê, Here, dat u 'n ewige God is. Here, dat u daar was van die begin van tyd af. En u sal altyd regeer. U sal altyd heers. Maar Here, wat 'n ongelooflike gedagte om te dink, dat u bereid was om vir ons te sterf, sodat ons kan deel wees van hierdie ewigheid.
Here, my gebed is so dat ons vandag sal leer van Johannes, Here, dat ons sal leer van Daniel, wat dit beteken om na u voete toe te gaan in ons tye van swakheid, Here, en dat ons nie op ons eie insigte sal staat maak nie. Maar Here, dat ons na u toe sal kom en vra vir wysheid waar ons tekort kom. Here, as ons nie kan staan nie, weet ons as ons na u woord kyk, sal u ons laat opstaan. Here, u sal ons vashou, u armsvlerke om ons plaas. En Here, waar mense se harte dalk vanoggend gebroken is, bid ek dat u vir hulle deur die Heilige Gees daardie berusting sal kom gee om te weet wie hulle koning is. Wie die koning van alle konings is. En daar's net een, en sy naam is Jesus. Here, dankie dat ons vandag hier saam kan wees. Sien elke persoon wat hier is of aanlyn geskakel is, tot ons mekaar weer kan sien met die wete dat u regverdige regter is. Here, dat u naby ons is en dat u vir ons leef. Ons bid dit in Jesus naam. Amen.